Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bied met trots aan die kuns van kennis en die kennis van kuns. Die inhoud van hierdie potgooi verteenwoordig nie noodwendig die standpunte, opinies of beleid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns nie. Alle menings wat uitgespreek word, is die van die individuele sprekers. Daar is soveel dinge wat in die land aangaan en waaroor 'n mens kan bekommerd wees oor die hier en die nou van waar ons leef en waar binne ons leef. Is ruimtenavorsing regtig iets belangrik wat ons tyd en geld op moet spandeer? Om ons hieroor te informeer, praat ons vandag met Roan Steyn van die Noordwes Universiteit. Roan, wie is jy en wat doen jy? Hallo Ig, dis 'n groot voorreg, baie dankie vir die geleentheid om hier by jou vandag te kuier. Ek is, soos jy gesê, ek is Roan en ek is 'n ruimtefisikus by die Noordwes Universiteit se Sentrum vir Ruimtenavorsing. So ek het my voorgraads destyds by die Universiteit van Pretoria gedoen, ek het my nagraads by die Noordwes Universiteit gedoen en toe 'n PhD klaargemaak in ruimteweervoorspelling en my na-doktorale werk fokus maar baie op die son, so werk nou baie meer in sonfisika, hoe die son vorm, sonuitbarstings, sonvakkels en so meer en so meer. Maar enigiets wat ruimte is lekker. Nou, hoekom is dit belangrik dat 'n mens kyk na die ruimte? Jy weet, as ons soveel dinge het wat ons hierso in die land moet aan aandag gee, weet, Ja. is dit nie 'n luukse nie? Ja, dit is 'n interessante vraag daai. Ek sal hom op 'n paar maniere kan antwoord. Die eerste ding wat ek dink 'n mens altyd moet onthou is dat mense kyk baie keer na 'n navorsingsbegroting. NASA sal elke jaar hulle begroting vrystel en dan is daar $5 miljard wat hiernatoe gaan en $5 miljard wat na daai program toe gaan. En dan vra 'n mens geregtelik die vraag, daar's groter probleme in die wêreld soos hongersnood en so meer, kan ons nie maar eerder daardie geld gebruik om daai probleme op te los nie. Maar ek dink die een ding wat 'n mens altyd moet onthou is die feit dat daai $5 miljard of 10 miljard of 15 miljard word op die aarde spandeer. Dit is in salarisse, dit is in mynbouwese om die nikkel uit te kry uit die aarde uit en daar is 'n hele groot bedryf agter al daardie industrieë om families aan die gang te hou en mense op universiteit te hou en mense werk te gee, werkskepping. So ek dink net omdat dit in die ruimte-industrie is, beteken nie ons sit nou $5 miljard se note in 'n tas en ons blaas dit in die ruimte in en ons sit nou weg vir altyd nie. Dit word op die aarde se ekonomie spandeer. En die voordeel van ruimtenavorsing is dat jou die terugkeer op jou belegging is gewoonlik enigiets tussen vir elke dollar wat spandeer word, is dit tussen $5 en $7 wat terugkom. Die waarde wat toegevoeg word, die tegnologie wat ontwikkel word, die innovasie wat die mense se lewe op die aarde beter maak. So mense met geweldig baie geld, regerings, persoonlike, privaat mense, kan sien, wel as ek $1 miljard het, waar wil ek dit belê sodat dit $7 miljard word? En ruimtenavorsing en die ruimte-industrie is een van die groot industrieë waar dit moontlik gedoen kan word. Sjoe, dit het ek nou nooit geweet nie. Nou, die ruimte is, as ek nou kyk na hoe hulle dit meet en hoe ongelooflik groot dit is, dit maak nie sin nie, jy weet, hierdie dinge van 'n ligjaar en miljarde en al sulke dinge. So kom ons gepraat oor 'n klompie dinge, maar ek dink kom ons begin die naaste aan ons en dit is oor die maan. Die maan. Want jy weet, sommige ouens is met die maan gepla. Nou, soos ons almal nou maar wat in hierdie industrie is. Nou, hoekom moet 'n mens oor die maan gepla wees? Ek weet, ek kan nou verstaan in 1969 wou hulle soontoe gaan om net te wys ons kon. Ja. Maar lyk my almal wil deesdae maan toe gaan. Hoekom? Ja, almal wil maan toe gaan want hulle sien dit onder andere as 'n platform van waar af ons dan nou Mars toe kan gaan. So die hele idee, ek dink in 2002 is die internasionale ruimtestasie ingewy en sedertdien het ons as 'n mensdom
het ons 'n teenwoordigheid in die ruimte as gevolg van die internasionale ruimtestasie. En die ruimtestasie kom nou eintlik maar naby aan die einde van sy leeftyd. Ons verwag dat hy binne die volgende jaar of 2 of 3 sal hy dan nou wat hulle in Engels noem gedecommission word of afgeskakel word. Miskien is daar 'n privaat maatskappy wat hom oorkoop en hom dan in stand hou. Ons weet nie, dit is 'n moontlikheid. Maar NASA wil nou maar eintlik hulle prioriteite skuif. En die groot volgende ding is maar Mars. En almal wil Mars toe gaan. Nou die maan is 'n baie lekker toetsbed om al jou tegnologie te toets voor jy Mars toe gaan. Want nie net is Mars verskriklik ver nie. Op die beste van tye is dit 'n 9 maande rit soontoe en dan moet mense 'n rukkie wag voor dit weer net 'n 9 maande terug rit is. So mense kyk na 'n minimum van 18 maande, 24 maande en dit is as jy nou net eintlik land kom ons sê 'n sandkasteel bou daar en terugkom. So daar's baie risiko's wat daaraan verbonde is. En die maan is 'n lekker toetsbed om al daai tegnologie te toets. Die groot probleem ook met lanserings op die aarde is dit kos vreeslik baie geld om 'n ding te lanseer. Per kilogram is dit ek soveel uit 10.000 Amerikaanse dollars. Maar as 'n mens die maan kan ontgin, maanmynbou, as mens dit so kan stel, dan kan 'n mens 'n ding tegnies, teoreties, kan 'n mens bou op die maan en mens kan dan van die maan af lanseer. En omdat die maan se gravitasie 'n 6ste van die aarde se is, ook daar's geen atmosfeer nie, so daar's geen wrywing of teenkanting of sleurkrag, is 'n goeie Afrikaanse woord vir drag, is dit baie makliker en baie minder energie wat nodig is om van die maan af te lanseer. So met al hierdie goeders bymekaar gesit, is die maan 'n baie goeie toetsbed en dit is waarom baie mense dan nou geplaas met die maan vir die toekoms. Nou, ek weet nie of ek dit reg verstaan nie, maar soos wat ek het verstaan, het die maan ontstaan toe 2 planete, weet die aarde en 'n ander ene met mekaar gebots het en dat dit tipe van die dinge is. So is daar grondstowwe soortgelyk op die maan op die oomblik wat mense wil myn, of is daar stowwe op die maan wat mense in belang stel dat almal nou soontoe gaan om dit te wil gaan myn? Ja, so dit is een teorie van die maan se ontstaan, is dat dit was eintlik maar 'n groot botsing gewees tussen twee, miskien 'n groot planeet en 'n groot asteroïde of 2 planete, en dat hulle nou uitmekaar uitgebots het en die minder massa planeet of asteroïde het basies 'n ring gevorm om die planeet wat oorgebly het. En daai ring het na baie jare bymekaar saamgepers en toe die maan ontstaan soos wat ons hom nou vandag ken. Maar dis een teorie. Dis nie noodwendig presies wat gebeur het nie. Ons was nie daar nie, ons kameras was nie daar nie. Maar dit is een manier hoe 'n mens dit moontlik kan verduidelik. As mens na modulasie kyk en as ons nou superrekenaars gebruik om dit te probeer verduidelik. Die maan op sigself, ja, daar is maar gewone stowwe op die maan wat 'n mens ook maar op die aarde sou kry. Klip en yster en klip, yster, erts en so aan. Maar een ding wat die maan nogal interessant maak, is dat as gevolg van die feit dat hy nie 'n atmosfeer het nie, bestraal die sonwind die maan nou al vir miljarde jare met helium-3. En die helium-3 is vasgevang in die maan se oppervlak en 'n bietjie dieper. En ons vermoede is baie sterk dat ons kan daai helium, wel dis nie eintlik 'n vermoede nie, ons weet eintlik wat ons met helium-3 kan doen. Maar die vermoede is dat ons kan teoreties die helium-3 op die maan gebruik vir 'n energiebron. So dit beteken, en helium-3 is ook baie veiliger as kernkrag. So dit beteken dat 'n mens kan as 'n energiebron op die maan die helium-3 gebruik, wat maar net daar is, maar mens gaan dit moet gaan myn, mens gaan dit moet gaan ontgin, dit gaan 'n proses wees. Die helium-3 deeltjies lê nie net daar nie. Maar ook natuurlik, ons kan ook so ver gaan om te sê, as helium-3 goedkoop genoeg is om te myn op die maan, dan kan 'n mens die helium-3 terugbring aarde toe. Wat beteken dat ons kan eerder helium-3 gebruik in plaas van kernkrag. Wat beteken dat ons kan soveel krag hê soos kernkrag vir ons gee, sonder die risiko's.
So dit is hoekom ons definitief op groot skaal na die maan kyk met groot belangstelling. Nou, wie is die grootste drywers hier agter? Wie het die tegnologie of ontwikkel dit om dit te kan gaan doen? So histories was dit maar altyd maar nasionale ruimteagentskappe, soos die Europese agentskap, die Russe, die Amerikaanse ruimteagentskap NASA. Maar hulle is nie meer so aan die voorpunt van alles nie. Dis nou baie meer privaat maatskappye. So byvoorbeeld Blue Origin en SpaceX en Richard Branson het ook sy eie ruimteagentskap wat hy aan die gang het. En dit is baie interessant en die voordeel van privaat maatskappye is dit bring kompetisie. Want vorige kere het mens kompetisie gehad tussen nasionale ruimteagentskappe en dit is waar die maan wedren nou vandaan gekom het. Maar daardie kompetisie het maar bietjie die agterste plek begin vat. Daar's nou baie groot kompetisie tussen die privaat maatskappye en privaat maatskappye het gewoonlik baie meer geld, baie minder mense wat moet besluit hoe hulle daai geld bestee en hulle is ook glad nie bang om die wat sou mense dit noem, die barriers te druk nie, die grens te skuif nie. Hulle is nie bang om die grens te skuif nie. So innovasie vat vlam daar. En dit is hoekom ek van 'n groot vermoede is dat dit gaan 'n groot dryfveer wees vir die privaat maatskappye om eers te Mars toe te gaan. Maar vir hulle om Mars toe te gaan, moet hulle eers al hulle tegnologie toets op die maan. En ek dink met die wat ons die volgende maanprogramme gaan sien, gaan dit maar 'n kombinasie wees tussen die nasionale ruimteagentskappe en die privaat maatskappye. Want tot vandag toe, of in vandag se tyd, werk NASA byvoorbeeld baie sterk saam met SpaceX. SpaceX is een van NASA se grootste se diensverskaffers. So die twee kan nie regtig geskei word van mekaar nie. Baie van die mense wat op die shuttle-program gewerk het by NASA, en hulle die shuttle-program natuurlik gestop, soos ons weet. Baie van daai ingenieurs is net so oor na SpaceX toe. So wat vir my altyd interessant is dat dieselfde ingenieurs wat in een maatskappy dinge amper nie kon regkry nie, net omdat hulle ander leier het wat anders dink. En te sê, maar ons gaan nou 'n stadium terugbring en dat land en nie goed weggooi nie, of ons gaan 'n ding vang met arms, wat hulle net sê dis onmoontlik en net omdat hulle gedwing word, weet, of 'n nuwe tipe van idee het, nou kry hulle dit reg. So dit lyk vir my SpaceX is omtrent die enigste maatskappy op die oomblik wat die tegnologie het. En dit lyk vir my ook asof hulle dit so doen, die tipe van dinge ontwikkel op aarde wat hulle daar kan gebruik, soos met die Boring Company, dat hulle ondergronds kan makliker boor en dat hulle kan land en dies meer. Het ander lande, sê nou maar so China, wat se tipe van moontlikheid het hulle en kyk, hulle was lyk vir my van die mense wat die eerste kant aan die agterkant van die maan was. En wat het hulle daar gekry? So ja, jy's heeltemal reg. So die Chinese ruimteprogram is geweldig sterk. Hulle het geweldige goeie en groot befondsing vir hulle ruimteprogram. En dit is vir hulle ook 'n punt van nasionale trots om die leier te word in 'n landleier te word, 'n nasionale leier te word op die wêreld verhoog wat ruimteprogramme aanbetref. En hulle was die eerste land wat aan die ander kant van die maan geland het. So wanneer ons praat nou maar net vir die mense wat nou nie 100% seker is nie, is dat die maan is gesluit teenoor die aarde. Dit beteken ons sien altyd dieselfde kant van die maan. Selfs al is hy nou donker maan of halfmaan of volmaan, dis altyd dieselfde kant van die maan wat ons sien. Daar's 'n ander kant van die maan en nou kom ons praat van die agterkant van die maan wat ons nie sien van die aarde af nie. Baie mense praat van die donker kant van die maan, maar dit is nie so nie. Die son skyn aan daai kant ook. Maar ons sien hom nou maar net nie. Snaaks genoeg die agterkant van die maan het baie meer kraters as die voorkant van die maan. As gevolg van die feit dat hy gesluit is teenoor die aarde, beteken dit dat al die impak, die asteroïdes en meteoriete wat van buite af kom, slaan die maan dan aan sy agterkant. En die maan in daai opset is die maan 'n bietjie van 'n
bodyguard vir die aarde, omdat hy van daai asteroïdes kan opvang, as mens dit so kan stel. Maar die Chinese het 'n groot ruimteprogram. Wat hulle nou daar gekry het is daar's nie vreeslik baie nuwe goed wat hulle daar gekry het nie, soos wat 'n mens nou sou verwag. Ek dink dit was 'n baie groot punt van trots gewees om daardie om aan die ander kant van die maan te kan land, want tegnologies is dit baie uitdagend, veral wat kommunikasie aanbetref. As jy aan die voorkant van die maan land, dan het jy altyd direkte kommunikasie, lyn van sig kommunikasie. Maar as jy aan die agterkant van die maan land, dan kan jy nie noodwendig so maklik met daai satelliet praat nie, en dit beteken jy het herleistasies en so meer en so meer. En ek dink dit was vir hulle 'n groot punt om te bewys dat hulle dit kan doen. Nou, as daar nou kompetisie is, ons wil nou eerste daar wees en so aan, wat is die kans dat die maan 'n tipe van 'n militêre tipe van 'n rol kan speel in die ruimte? Ja. Ongelukkig is dit waar, ruimte gaan al hoe meer militaristies raak, en dit is baie sleg. Daar is 'n VN-groep of 'n kantoor, 'n been van die VN wat spesifiek praat en hulle self beywer vir die vredesgebruik van die ruimte. En die een ding wat ons ook altyd moet besef is dat die ruimte behoort nie aan enigiemand nie. Die maan behoort nie aan iemand nie, asteroïdes, planete, die son, dit behoort nie aan een mens nie. So daar's min ruimtewette as dit ware, maar een van die ruimtewette waaroor almal min of meer kan ooreenkom is dat mens kan nie eienaarskap vat van enigiets in die ruimte nie. Of ten minste van 'n hemelliggaam, dis eintlik die beter woord. So nou is die vraag, kan 'n land die maan gebruik as 'n militêre basis? Ja of nee, maar wie gaan hulle keer? As 'n land besluit om dit te doen, daar is nie regtig iemand wie hulle gaan keer nie. En wat hulle daar gaan doen, is maar, niemand is daar om hulle te keer nie. So, dit raak nou maar 'n bietjie van 'n storie waar ek dink politieke invloed gaan maar begin 'n groot rol speel om lande te probeer oortuig om nie die ruimte te gebruik vir militêre gebruik nie. Net soos wat ons nou maar hier op die aarde het met die kernprogramme. Nou goed, jy het gesê die maan is 'n beskerming, is amper 'n skild soos wat die asteroïdes getref het. So kom ons praat nou dan, as ons nou klaar oor die maan gepraat het, oor asteroïdes. Jy weet nou, Suid-Afrika is bekend vir die Vredefort koepel, wat hulle sê eintlik die geleentheid of die omstandigheid vir lewe op aarde begin skep het, maar dit was blykbaar 'n redelike groot gebeurtenis gewees. Nou, wat is die kans dat so iets weer gaan gebeur? Wel, om het vinnig gemaklik te antwoord, die kans is nie 0 nie. Dit kan definitief weer gebeur. En ons is baie bevoorreg, as mens dit so kan stel, dat dit nou in 'n paar jaar nou nog nie weer gebeur het nie. Maar ons sonnestelsel het duisende asteroïdes binne-in, wat op 'n redelike stabiele wentelbaan om Jupiter of buitekant Jupiter, om Jupiter ook, maar buitekant Jupiter se wentelbaan en tussen ons en Jupiter se wentelbaan, wat hulle die sogenaamde asteroïde belt noem. So enigiets wat van buite af kom, het die kans om eintlik maar gevang te word deur hierdie snelweë, gevestigde asteroïde snelweë wat in ons sonnestelsel bestaan. Maar van hulle kom deur, so komete ook, en kom in die binnesonnestelsel in. En dan het ons maar soos Jupiter, wat nou amper soos 'n skild is, ook soos 'n leiwag vir die aarde, wat ons maar hoop sal daai ene deflekteer. Dan die volgende is maar die maan, wat nou ook hopelik 'n hou sal vat vir ons. Andersins, as dit nie oorbly nie, dan is daar natuurlik 'n kans dat dit die aarde sal tref. Om dit te probeer verhoed, is nogal 'n wetenskap en 'n half. So die eerste ding wat ons as 'n mensdom doen, is ons skandeer die hele binne sonnestelsel en so ver as moontlik is wat ons kan sien vir enige veranderinge, om te kyk, is daar dalk iets op pad. En onlangs het ons wel iets gesien wat van buitekant ons sonnestelsel afkom, juis as gevolg van sy grootte en sy spoed en sy traject, kan ons sien dat hy kom van baie ver af en teen 'n hengse spoed.
En gelukkig is daar nou geen kans dat hy die aarde sal tref nie. Maar as 'n mens dit nou in ag neem, dat van die dag wanneer ons hom gesien het met die sogenaamde wat hulle noem die Near Earth Object konstellasie van teleskope op die aarde, wat na hierdie asteroïdes kyk, van die dag wat hulle hom ontdek het, tot die dag wat hy nou naby die aarde verbykom, is 4 maande. So nou moet 'n mens jouself die vraag afvra, as dit nou nie so goed vir ons was nie, en ons het nou ons sommetjies gemaak, en hy was op pad na die aarde toe, dan het ons 4 maande om 'n plan te maak. En daardie plan bestaan uit 'n hele paar fasette. Die eerste plan is om die aarde reg te kry. Mens gaan nou maar die slimste mense op die aarde vat en jy gaan trajecte uitwerk en bane uitwerk om te kyk waar is die hoogste waarskynlikheid waar die asteroïde gaan tref. Dan kan 'n mens modelle laat loop om te sê wat gaan die effek wees daarvan. So dan kan 'n mens in beginsel kan 'n mens die mense of die gebiede ontruim om te sien om daai mense se lewens te probeer spaar. Die tweede ding wat kan gebeur, en dit is waar DART inkom, NASA se DART missie, waar hulle gekyk het, is dit in beginsel moontlik om 'n asteroïde met 'n kinetiese impak te deflekteer, om te kyk of mens sy traject kan verander of af te buig. En dit was heel suksesvol geweest. Hulle het 'n asteroïde wat eintlik 'n maan het, soos eintlik maar 2 asteroïdes wat om mekaar wentel, baie ver weg van die aarde af geïdentifiseer. Hulle het 'n ruimtetuig gebou hierso en basies net eintlik die ruimtetuig in die asteroïde laat vasvlieg, want al wat 'n mens nodig het, is jy het net 'n klein impak nodig, en dis hoekom hulle dit die kinetiese impak metode noem. Jy het net 'n klein impak nodig wat dan op groot skaal 'n groot verandering sal maak. So byvoorbeeld, as mense dit sommer net vinnig beter kan verduidelik, as jy nou presies noord ry, en jy gaan net 1 graad links, en jy ry nou rigting 359 grade, maar van Kaapstad en jy ry al die pad tot in Europa, dan is dit 2 baie verskillende plekke waar jy sou uitkom, net met 1 graad se verskil. En dis eintlik maar basies waarop hierdie metode gebaseer is. 'n klein impak kan op die langtermyn 'n groot verskil in die traject maak. En dit is suksesvol bewys. So, dit is maar die 2 gereedskapkissies wat ons het om ons die aarde te probeer red van 'n totale uitwissing. Ja, want die bietjie wat ek gelees het oor die Vredefort koepel, daar waar hy getref het, het hy die aarde laat golf en dit was 'n ongelooflike impak wat dit het. So dit lyk vir my as 'n groot asteroïde ons tref, dit kan dit die hele aarde impliseer. En is dit nie hoekom Elon Musk nou sê ons moet 'n multiplanetêre spesie word nie? Onder andere is dit presies hoekom hy dit sê. Ek dink hy sien dat daar is hierdie nie 0 kans, en die feit dat dit nou in 100.000 jaar nie gebeur het nie, of in 50.000 jaar nie gebeur het nie, ek ken nie my datum so goed nie, maar die feit dat ons nou nie onlangs so 'n groot gebeurtenis gehad het nie, beteken nie dit kan nie gebeur nie. So ek beamoen wat jy daar sê. Ek dink dis presies hoekom hy dan sê die mensdom moet 'n multiplanetêre wese word. En dit is hoekom hy so graag wil hê dat ons dan 'n permanente, 'n selfonderhoudende kolonie op Mars moet hê teen die jaar 2050. Nou wat die waarskynlikheid daarvan is, of die kans is daarvan, weet mense nie, maar dis 25 jaar van nou af, soos ons hier sit, en dis heel moontlik. Ek dink dit is heel moontlik. Met die traject waarop hulle nou is, dink ek is dit heel moontlik. Ek dink daar's 'n paar tegniese, biologiese uitdagings wat ek dink nog nie tot so 'n mate uitgesorteer is dat ek dink ek my lewe sal waag op so 'n rit nie. Byvoorbeeld net byvoorbeeld die bestraling van die son. Die son het geweldige hoë energie deeltjies, en omdat Mars nie 'n magneetveld het nie, is dit 'n geweldige groot probleem. So mens moet jou ruimtevaders kan beskerm teen die bestraling op pad Mars toe, en hulle teen die bestraling kan beskerm wanneer hulle op Mars is. En daar is maniere om dit te doen. Dit gaan nou maar net oor hoeveel energie gaan elke manier vat, hoeveel moeite is dit, hoeveel gaan dit kos en so meer. Maar dit lyk vir my
Omtrent alles wat Elon Musk doen, het 'n tipe van 'n invloed op die aarde en naby ons, maar hy het heeltyd dit mars in sy agterkop. Ja. So sy Boring Company is omdat hy in die verkeer vasgesit het en gedink het dit is 'n baie slegte plan, kom ons gaan ondergronds, en nou het hy dit in Las Vegas waargemaak sodat hulle met die volgende Olimpiese spele kan jy nou ondergronds met sy elektriese motors wat nie emissies het wat ondergronds vir jou vergas nie. En dan sy hele ding met die robotte. Wat hy sê dis die eerste, hulle gaan vir ons die plekke voorberei op Mars. So 10 is dit so dat hy beplan om op Mars ondergronds te gaan, dan beteken dit daar's nie bestraling nie. Ja. Die robotte gaan dit voorberei, sy groot ruimteskip gaan al die dinge daar kry want dit is goedkoper, en dan sy voertuig wat hy ontwikkel het is eintlik vir aarde, maar dit is ook daar. Is al hierdie dinge, is dit hoe sy kop werk? Ek dink so, ek dink jy vat dit baie goed vas. Onder andere ook die batterytegnologie wat natuurlik nou saam met die motors gaan, maar ook wat hulle noem die Tesla Wall, waar mense 'n batterystelsel net in hulle huis kan inprop. Baie soos wat ons in Suid-Afrika het as rigsteen elektrisiteit, maar die tegnologie wat in daai batterye ingegaan het is ook die innovasie is geweldig goed. Gegeewe die feit dat jy baie goeie batterye nodig gaan hê op Mars vir 2 redes. Die eerste rede is dat enige tegnologie wat jy Mars toe stuur, moet stofbestand wees. Die stof op Mars is amper soos versuursuiker. Dit is vir tegnologie en vir klein wat noem jy dit, circuit boards vir tegnologie binne 'n selfoon, binne 'n ruimtetuig is dit nag. So, ons moet definitief dit bestand, en batterye wat hy maak is omtrent enigiets bestand. En mens kan sien, en dit beamoen nou presies wat jy nou genoem het, is dat dit is vir die aarde as 'n toetsbed, ons weet dit kan op Mars ook werk. Die ander ding wat 'n mens ook moet in ag neem is dat die son skyn baie flou op Mars, omdat die afstand tussen die Mars en son so klein of so groot is. So dit beteken dat as jy sonpanele Mars toe vat vir energieopwekking, moet dit hoë effektiewe sonpanele wees. En sy maatskappy werk daaraan ook, is om te kyk wat is die meeste krag wat jy uit 'n sonpaneel uit kan tap met die minste hoeveelheid sonlig. Want as jy dit kan regkry op die aarde, dan sit jy maar net met vreeslike goeie sonpanele op die aarde, maar jy sit dan met sonpanele wat ook dan nou baie goed op Mars sal werk. So, al is sy fokuspunt Mars, beteken dat ons kry die voordeel daarvan, as Eskom nie presteer nie, jy weet, het ons krag in ons huis en ons het goeie batterye en al die tipe van dinge. Nou, jy het nou onmiddellik dus gepraat oor die son. Vertel ons 'n bietjie, wat weet jy van die son, wat ek moet weet om my lewe beter te maak, en wat Elon Musk moet weet om sy planne, en ook sy Starlink stelsel, Ja. Wat moet hy daarvan weet in terme van die son? So ja, die son het natuurlik 'n baie spesiale plek in my hart. Juist dat ek nou heliosferiese fisikus is en nou sonfisika doen, en ek lei studente op, nagraadse studente in sonfisika. So die son het 'n baie spesiale plek in my hart. Die son is die hartklop van ons sonnestelsel. En ek dink dis hoekom dit vir my so mooi is dat die sonnestelsel se naam die sonnestelsel is, want dit is die stelsel wat om die son gevorm is. En die son is die hartklop. Die son is eintlik maar die grootste kernbom in ons sonnestelsel. Hy is besig om die hele tyd net te ontplof. Is 'n baie effektiewe atoombom of kernbom. En met hierdie het ons dan nou 'n klomp ontploffings op die son. Individuele ontploffings wat ons sonuitbarstings noem of sonvakkels noem. En hierdie sonvakkels en sonuitbarstings het wel 'n groot effek op ons op die aarde en die, kom ons sê, die binnesonnestelsel tussen ons en die aarde. En dit is waar ons dan nou baie mooi inkom by ruimteweer en ruimteweervoorspelling. So ruimteweervoorspelling het alles te maak met hoe voorspel ons die uitbarstings op die son, wat nogal moeilik is.
Maar daar is maniere en ons kan waarskynlikhede op aktiewe gebiede sit, plaas. En dan kyk ons na wat is die waarskynlikheid vir hierdie sonvakkels en sonuitbarstings en dan kyk ons wat is die waarskynlikheid dat daai sonvakkel in die rigting van die aarde is, want dit vat natuurlik nou 'n rukkie vir daai sonmateriaal om tussen die son en die aarde te beweeg en die manier hoe hy beweeg is op die magneetveld van die son. So nou moet ons kyk, is ons magneties gekoppel aan die son? So al hierdie goeters word nou agter mekaar gesit en as ons dan nou magneties gekoppel is aan die son en daar's 'n sonuitbarsting, dan gaan daai sonmateriaal oor die aarde beweeg. En dit het 'n geweldige groot invloed op die tegnologie op die aarde. So byvoorbeeld satelliete. Satelliete kan geweldig skade opdoen wanneer daar 'n geïndiseerde stroom in hulle elektronika is as gevolg van hierdie sonmateriaal wat oor hom beweeg. Baie, as 'n mens dit so vinnig kan verduidelik, dis baie soos lang jare terug, ek weet nie of mense dit nog steeds doen nie, maar as daar 'n donderstorm buite is, dan het mense altyd hulle TV's uitgeprop en die ketel uitgeprop en so. En die rede daarvoor is dat die TV kan breek as gevolg van die omgekeerde geïndiseerde stroom wat deur die TV se elektronika gaan. En dis maar baie dieselfde, is dat daai sonmateriaal beweeg oor die aarde, oor die satelliete en daai elektronika breek. Dit kan wees dat 'n uitbarsting so groot is dat dit die elektronika op die aarde beskadig. Soos byvoorbeeld kraglyne, kragnetwerke kan uitgeslaan word. Generators by kragsentrale kragstasies kan uitgeslaan word. GPS-seine kan gemeng word en dan werk die internet nie. Jou radio-opvangs, wanneer jy na jou gunsteling radiostasie luister, kan beïnvloed word. So daar's elke liewe dingetjie wat met 'n sein werk en wat met tegnologie of met elektronika werk kan beïnvloed word deur die son se uitbarstings. En ons probeer onsself dan nou ons probeer dit monitor en dan probeer ons onsself staaf daarteen. Dus om te sien hoe kan ons die tegnologie beskerm teen hierdie son en teen die uitbarstings. En dit is nou die hele wêreld van ruimteweer en ruimteweervoorspelling en dit is geweldig interessant. Om net te kom by wat jy gevra het oor Starlink. So 'n paar jaar terug het Elon Musk, of dit moet sê SpaceX, het 'n paar satelliete lanseer. Dit was die Starlink satelliete. En die Starlink satelliete, ek dink daar was so 'n hele klompie op 'n slag wat dan nou gelanseer word. Dit word in so 'n groot silinder gesit en dan wanneer hierdie ruimtetuig wat hulle lanseer het in 'n stabiele wentelbaan om die aarde is, dan verlaat hierdie kleiner Starlink satelliete die ruimtetuig. En wat gebeur is, daar was 'n groot uitbarsting gewees en dit het toe die digtheid van die atmosfeer, want ek is baie lae atmosfeer, so is baie hoog, maar dis nie 100% vakuum nie, daar is maar 'n bietjie van 'n laagie van die atmosfeer nog, en dit het die atmosfeer se digtheid verhoog, en dit het die sleurkrag op die satelliete ook dan nou verhoog, en al daai satelliete het toe nou teruggeval aarde toe. En dit was $1 paar miljoen se skade gewees daai. Nou, vir daai maatskappy was dit toe nou nie hulle aandeleprys te veel seer gemaak nie. Maar dit is 'n goeie voorbeeld waar die uitbarsting op die son 'n direkte impak het op satelliete wat lanseer word. So ruimteweer en ruimteweervoorspelling is geweldig belangrik vir ons huidige omstandighede op die aarde en ons tegnologie en ons afhanklikheid van tegnologie. En dan nou nog as ons wil Mars toe gaan en die bestraling daarvan soos wat ek nou gepraat het. Nou as ons oor die aarde praat, kyk elke aand op die nuus kry jy of op jou foon kry jy nou die weervoorspelling. Waar is Suid-Afrika se ruimteweervoorspellingsstasies? So die ruimteweervoorspelling word gedoen in Hermanus by die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap SANSA. Hulle het 'n ruimteweervoorspellingseenheid daar, as mens dit so kan noem. En dit is 'n nasionale sleutelpunt. So dit is nie maklik om daar uit te kom nie. En hulle het permanent 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, reg deur die jaar, het hulle ruimteweervoorspellers wat daardie eenheid beman. Al die inligting
kry van alle teleskope en satelliete wat vir jou inligting kan gee oor sonuitbarstings, en dan loop hulle modelle om te sien gaan hierdie uitbarsting 'n effek hê op die aarde, en indien wel, dan sal hulle 'n waarskuwing uitstuur aan belanghebbendes, soos byvoorbeeld die kragnetwerk, Eskom, byvoorbeeld mense of maatskappye wat satelliete om die aarde het met Suid-Afrikaanse belang. Daardie ruimteweervoorspellingsverslae word ook wêreldwyd gedeel, en die wêreldse ruimteweervoorspellingsverslae word ook met Suid-Afrika gedeel. So om te sien, want omdat ruimteweer iets is wat die hele aarde beïnvloed, help dit nie dat net een land vir homself uitkyk nie. Is dit waarvoor jy jou studente oplei, dat hulle daar gaan werk? Ja, so daar is studente wat baie belangstel in die ruimteweervoorspelling, en dan lei ons hulle op in ruimteweervoorspelling, maar om dit te verstaan, moet 'n mens die son baie goed verstaan. Mens moet die dinamika van 'n sonvlek verstaan, die uitbarstings, die verskillende sonvlekke, die indekse wat daarmee gepaard gaan. So dis 'n geweldige interessante veld, en ons is baie trots op die navorsingsgroep wat nou besig is om te groei by die Noordwes Universiteit wat spesifiek sonfisika wat op sonfisika fokus, waarvan ek die leier is. Wel, dis fascinerend. Nou sien net vir my, benewens dit wat met SpaceX se satelliete gebeur het, wanneer laas was daar so iets wat werklik 'n impak op ons hier gehad het? En miskien ook in die verlede, verre verlede, of wat ook al, waar was groot impakte van sonvlekke en hierdie bestraling? So, in 2024 was daar 'n vreeslike gekompliseerde aktiewe gebied, en as ek nou reg kan onthou, ons het hom al so baie gebruik, ek dink dit was aktiewe gebied 3663, as ek reg kan onthou, maar ek praat onder korreksie, maar dit was so 'n bekende aktiewe gebied dat mense onthou maar so daai naam. En daai aktiewe gebied het uitgebars met 'n geweldige sterk X-klas uitbarsting, en ons was magneties gekoppel met die son op daardie stadium, en dit het die suidelike ligte veroorsaak in 2024 wat tot in die middel van Suid-Afrika gesien is. So dit was 'n geweldige eerstens asemrowend om te sien, en tweedens dit het ook maar net gepraat van die groot krag van daardie uitbarsting. Dit het 'n klomp tegnologie ontwrig, veral radiokommunikasie, hoë frekwensie radiokommunikasie. Dit het gewone radiostasie kommunikasie sein beïnvloed, en daar's 'n paar satelliete wat ook skade opgedoen het as gevolg van daai uitbarsting. So selfs so onlangs soos 2024, wanneer ons nou op pad is na 'n son maksimum toe, want hy's in sy 11 jaar siklus, ons is nou in sy son maksimum 2025, en dit is maar die onlangs, en ek dink Oktober, dit was, so hierdie een waarvan ek nou gepraat het, was in Mei maand van 2024, en in Oktober van 2024 was alweer so 'n vreeslike groot uitbarsting wat ons noem 'n geomagnetiese storm ontlok het. So dit beteken dit is maar die magneetveld van die aarde is vreeslik ontstel as gevolg van hierdie impak van die son. So dit was so onlangs, soos 2024, en dan baie jare terug, in die 1800s, was daar 'n gebeurtenis, die sogenaamde Carrington gebeurtenis. Hy is so vernoem want die wetenskaplike wat die son waargeneem het in daai tyd was ek dink Richard Carrington, en hy het prentjies geteken van hierdie vreeslike sonvlekke wat hy nou kon sien, en hy het dit toe ook gekoppel aan die feit dat hulle kon agterkom dat daar is 'n effek op die aarde. Onder andere, om vir jou 'n idee te gee, hulle het op daardie stadium het hulle 'n telegram instrumentasie gehad, waar hulle so klik op daai telegramme wat mense so nou daai manier van kommunikeer. En sonder dat daardie skakeltjies ingedruk was, was die aarde so gelaai gewees as gevolg van daardie sonstorm, dat die telegram infrastruktuur self 'n boodskappe gestuur het. So in Engels praat mens van transmit, 'n sein gestuur het.
Dit is hoe erg daardie storm was. Nou, as ons vandag, en in daai tyd was die afhanklikheid op tegnologie nie so groot nie, as ons vandag 'n Carrington event sou ervaar, sou dit katastrofiese gevolge gehad het. Want 'n mens kan nou dink, een van die moontlikhede is dat dit slaan die hele internet uit. Dit slaan al die satelliete uit wat om die aarde wentel. Dit slaan al die kragnetwerke uit. En nou kan mens ook dink dat daar sal 'n deel wees van die aarde, die sogenaamde daggedeelte van die aarde, wat harder getref sal word as die naggedeelte. So dit beteken, maar die naggedeelte is nie gevrywaar van skade nie. Maar wat nou kan gebeur is, ek voorsien 'n baie interessante geopolitiese verskywing as 'n mens dink aan die lande en aan die lande wat nie so groot skade gelei het nie, wat nou die ander lande wat wel groot skade gelei het, moet help. En 'n mens kan net dink die lys van lande wat nie met mekaar praat op die oomblik nie, wat 'n interessante geselskap dit sal maak. Maar die feit bly staan, dit is hoekom ons ruimteweervoorspelling najaag. Dit is hoekom ons die navorsing doen. Want ons moet ten alle tye weet wat die son doen, wat is die waarskynlikheid vir 'n so groot uitbarsting en wat ons dan daaromtrent kan doen. Soos byvoorbeeld om die satelliete af te skakel, om ons kragnetwerke bestand te maak, of byvoorbeeld, mens kan, as jy nou baie bekommerd is oor 'n stukkie tegnologie, kan jy hom in 'n loodkas gaan sit, waar hy nou net nie daai bestraling, waar hy gevrywaar is van daardie bestraling. Nou, hoeveel tyd het 'n mens vanaf so 'n sonvlek ontstaan totdat hy nou hierdie geweldige impak het op die aarde? Wat is die tydskaal? Hang af van hoe groot die uitbarsting is, maar dit kan iets tussen 'n dag of 3 dae wees. So, daar is 'n model in die ruimteweervoorspellingswêreld wat ons kyk tussen die verskille ons kyk na die verskille tussen elektrone en protone. So elektrone beweeg teen die spoed van lig. So as daar 'n uitbarsting was, dan sien ons elektrone baie vinnig. Dan kyk ons na die energie van daai elektrone en ons sien okay, dit was 'n groot uitbarsting. Maar protone is baie stadiger en dis die skadelike deeltjies. En daardie protone vat 'n rukkie voor hulle by die aarde uitkom. En dit is nou sommer net so in leuke taal gepraat. En dit gee vir ons dan daardie dag of 3 dae, tussen 'n dag en 3 dae, se tyd om 'n plan te maak om alles af te skakel of alles te beveilig as dit ware. Jy het gepraat van 'n term, iets soos magneties verbind. Magneties gekoppel. Magneties gekoppel, wat beteken dit? So dit beteken dat wanneer daar 'n uitbarsting is op die son, so die son het 'n groot, kom ons begin by die magneetveld van die son. So die son het 'n groot magneetveld en in die ekwatoriale vlak waar die aarde is, en hy lyk soos 'n spiraal, ons noem dit die Parkerveld. En hierdie vreeslike uitbarstings op die son met die hoë energie deeltjies, hulle klap amper eintlik vas aan die magneetveld. So dit beteken dat daar waar die magneetveld is, daar is waarheen die gelaaide deeltjies gaan. En dit is, ek het dit al 'n paar keer vir die studente verduidelik, dit is soos 'n snelweg vir hoë energie deeltjies van die son. En die snelweg is nou die magneetveldlyn. So as ons magneties gekoppel is, beteken dit net dat daar is 'n magneetveldlyn wat ons koppel, die aarde koppel met die son waar daardie uitbarsting gebeur het. Wat beteken dat ons gaan daardie deeltjies kry by die aarde oor 'n dag of 2. Nou, hoe gereeld is ons magneties gekoppel? Is dit iets wat voorspelbaar is of sê nou maar dit gebeur elke 2-3 maande en 'n klomp sonvlekke wat ontstaan, impliseer ons nie omdat ons nie gekoppel is nie, of is dit iets wat lukraak gebeur? Ja, dit is ons is permanent magneties gekoppel eintlik aan die son. Dit gaan meer oor daar waar die uitbarsting gebeur het. So is ons magneties gekoppel aan die spesifieke deel van die son waar die uitbarsting gebeur het. Want ons is permanent, want omdat die heliosferiese magneetveld is reg deur die sonnestelsel en die heliosfeer, en so ons is tegnies is ons heeltyd magneties gekoppel aan die son se magneetveld. Nou, jy het nou gesê daar's 'n geweldige invloed op tegnologie en ek moet my selfoon gaan wegsteek of wat ook al, maar ek self as mens het dit 'n invloed op my.
En sê nou maar die mense wat op die internasionale ruimtestasie sit en ouens wat op pad is Mars toe, as daar sulke sonvlekke is, gaan hulle sê nou maar in gevaar wees as dit gebeur. Eerstens, op die aarde, ja, daar is 'n verhoogde bestralingselement. Gelukkig moet 'n mens nou by sê dat ons atmosfeer en ons magneetveld, en as ek praat nou van ons, die aarde se magneetveld en die aarde se atmosfeer, beskerm ons geweldig sterk teen daardie uitbarstings. So dit is ook dat die tegnologie op die aarde word, kom ons stel dit eers so, die tegnologie buitekant die atmosfeer van die aarde, soos die satelliete en die tegnologie buitekant die magneetveld van die aarde, word die slegste beïnvloed deur hierdie uitbarstings. Wanneer mens deur die magneetveld gaan van die aarde en mens gaan deur die atmosfeer, word jy al hoe minder beïnvloed, want hulle is daar, dis soos 'n skild wat ons beskerm. Maar ja, daar is 'n verhoogde kans vir bestraling, en dit is hoekom 'n mens, as daai indeks opgaan, dan word mense gewoonlik gemaan om binne in die huis te wees en nie buite op 'n rugbyveld te wees nie. Mense wat op die internasionale ruimtestasie is, definitief, hulle het nie so dik atmosfeer wat hulle beskerm nie. Hulle is daarom nog binne in die magneetveld van die aarde, so hulle daarom nog daardie skild. Maar ja, daar is 'n verhoogde bestralingsrisiko vir die ruimtevaarders op die internasionale ruimtestasie. Interessant genoeg, baie mense vra oor die maanlanding, die Apollo program in die 1969 tot vroeg 70s. Daar was 1 of 2 sterk sonuitbarstings gewees, wat as hulle magneties gekoppel was aan die aarde of aan die Apollo kapsule, dan sou dit, in Engels noem hulle dit 'n mission ending event gewees het. Dit sou die mense heeltemal uitgeslaan het. En die mense, die ruimtevaarders wat wel deel was van die Apollo program, het baie groot verhoogde bestraling gekry. Hulle is nie beskerm daarteen nie. En Mars, definitief. Op pad Mars toe is 'n mens ver buitekant enigiets wat jou beskerm, en daardie bestralingsrisiko is hoog. En daar's 'n paar planne wat 'n mens kan maak. Daar is 'n paar maniere om dit te mitigeer. So dit beteken 'n mens kan jou eie magneetveld miskien opwek in 'n ruimtetuig. So dan het jy nou daai beskerming. Water en lood is geweldige goeie skild teen die bestraling. So mens kan dit miskien gebruik. Dit is net baie swaar. So dit is nie noodwendig prakties nie. Die ander ding wat 'n mens kan doen is dat hulle het gesê dat 'n mens kan eintlik maar 'n kompartement binne in 'n ruimtetuig hê waar jy al die ruimtevaarders maar injaag, wag tot daai hoë energie deeltjies verby is, en dan is dit nou weer veilig vir hulle om uit te gaan. Maar dit sal net sporadies kan gebeur, en dit gaan hulle ook net beskerm teen die groot uitbarstings en nie die algemene agtergrondbestraling wat heers tussen ons en Mars nie. En ondergrond, is dit ook 'n plek, dit sê nou maar hulle bou basisse ondergrond op Mars? Dit help baie. Sal dit help? Dit sal baie help. Die grond is 'n goeie absorbeerder van daardie bestraling. So ja, definitief. En hoe dieper hoe beter. Nou ek moet sê, ek is seker net onkundig, maar ek kan nie my onthou dat ek al ooit voorspelling gehoor het van hierdie tipe van gebeurtenisse nie. Waar sal dit plaasvind, of word dit werklik net nie eers gekommunikeer nie? Hoe word dit gekommunikeer in Suid-Afrika? Dit is 'n baie goeie punt wat jy daar maak, en dit is iets waaraan ek vreeslik hard probeer werk, is om te kyk of mense nie net 'n ruimteweervoorspelling saam met die nuus kan uitsit. Elke 7 uur in die oggend kan ons 'n ruimteweervoorspelling nuusverslag doen. Maar op hierdie stadium is dit maar op die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap SANSA se webtuiste, is daar 'n bietjie inligting. Veral as daar 'n waarskuwing uitgaan, dan sal dit op hulle webtuiste wees. En dan is daar internasionale webtuistes wat in baie diepte ruimteweervoorspelling verslae gee. Daar's 'n privaat persoon wat eintlik maar uit die amateur radiowêreld uitkom, wat al die teleskope en al die satelliete se data op sy webtuiste intrek
en dit dan baie leesbaar maak vir Jan publiek. So dis nogal 'n webtuiste wat ek sal voorstel, is solarham.com of .org dink ek. Dis so maklik soos dit. En ja, dit is iets wat ons definitief in Suid-Afrika moet beter kan kommunikeer. Die groot ding wat ons net moet verstaan ook prakties is dat die son gaan deur 'n 11 jaar siklus. So daar is so 4 jaar, 3-4 jaar wat hy baie aktief is en dan is hy so middelmatig en dan is daar 'n paar jaar wat hy op sy minimum vlak is. En ek dink die prakties gesproke wil mense nie noodwendige ruimteweerverslag hoor wat vir 3-4 jaar dieselfde ding sê nie. Te sê daar gebeur nie eintlik iets nie. Vir die 3-4 jaar wat daar nou wel baie gebeur. En dit is hoekom mense eintlik maar van hierdie voorspellings en van hierdie verslae hoor wanneer daar maar net eintlik iets gebeur wat gekommunikeer moet word. Nou in daai siklus waar is ons nou? Ons is op sonmaksimum. Ons is nou op sonmaksimum, ja. Ja, dit is 'n sterk sonmaksimum wat ons op die oomblik ervaar. Sonmaksimum beteken daar is baie meer uitbarstings, baie sonvakkels, baie sonvlekke, baie groot sonvlekke en dit beïnvloed natuurlik die aarde. En nou sal ons, en ek dink, kyk, mense kan altyd net sê wanneer jy by 'n piek was jy terugkyk na die grafiek. So, maar ons vermoede is dat ons is min of meer nou op die piek. As ons kyk na vorige sonmaksimum tye, ons dink ons is nou op sonmaksimum en ons is nou hier so in die middel van 2025 en ons vermoed dat die grafiek gaan nou maar begin wys oor die volgende jaar of 2 hoe die sonaktiwiteit dan nou minder en minder word. Dit klink na so 'n interessante veld, maar ek weet nie hoeveel mense daarvan weet nie. Het Suid-Afrika 'n tipe van 'n NASA of 'n agentskap en ja, as mense hierin belangstel, is daar vir hulle toekoms om iewers te kan gaan werk in Suid-Afrika? Absoluut. Ja, so die SANSA, die wat nou in Engels is die South African National Space Agency, hulle het baie beurse wat hulle vir studente uitgee, ingenieurswese studente wat nou meer aan die satellietboukant is en dan ook fisika en wiskunde en IT en rekenaarwetenskappe en so aan. Hulle het baie beurse wat hulle vir studente gee om opgeleid te word in hierdie wêreld van sonfisika en ruimteweer. Ons by die Sentrum vir Ruimtenavorsing by die Noordwes Universiteit doen aktiewe navorsing op ruimteweer en die son spesifiek. Ons het 'n sonteleskoop wat ons in Potchefstroom het, wat ons daagliks die son mee afneem as die weer dit toelaat, wat ons dan nou 'n databasis bou, wat ons internasionaal bekendstel en vrystel en beskikbaar stel, wat ons van sonfoto's en sodat ons daai vlekke kan dophou en ons monitor dan 'n klomp eienskappe van die son. En ons is baie opgewonde dat daar is een van die dae behoort daar nog 'n groter sonteleskoop in Suid-Afrika gebou te word en opgerig te word, ook befonds deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap. En dan is die idee om 'n netwerk te vorm van sonteleskope van Suid-Afrika en dan kan ons daardie data deel ons dan met die res van die wêreld soos wat hulle data dan met ons deel en dit maak Suid-Afrika nogal 'n groot rolspeler wat sonfisika aanbetref en die infrastruktuur vir sonteleskope, want snaaks genoeg, en dit weet ons almal, Suid-Afrika is 'n sonnige land. So Potchefstroom spesifiek het, ek dink 88% sonnige weer deur die loop van die jaar. Daar's natuurlik verskillende provinsies met hulle eie weeromstandighede, maar as ons 'n netwerk van sonteleskope in Suid-Afrika het, is kanse goed dat jy altyd oë op die son sal hê. Nou, sulke netwerke lyk vir my interessant. En die Meerkat-projek, is dit iets wat baie tipe van mense geleenthede geskep het in Suid-Afrika? Ja, Meerkat. So Meerkat is nou daai klomp, dis die klomp radioteleskope wat hulle opgerig het, wat eintlik mos maar die voorganger van die SKA is. En ja, inderdaad, dis definitief so. Die radioteleskope word wel vir amper ekstra galaktiese navorsing gebruik. Dit is radiosyne, baie fyn radiosyne wat 'n mens optel van die uithoeke van die heelal. En so daai radioteleskope word nie regtig gebruik vir die son nie. Juist as gevolg van die feit dat hulle so sensitief is, sal jy daai arme radioteleskoop heeltemal opblaas as jy hom in die rigting van die son wys. Maar daar is al met radioteleskope
wat deel is van die SKA en die Meerkat projek, is daar al gebruik om die son te gebruik om inligting te probeer verskaf van hemelliggame wat agter die son is. So dis 'n hele navorsingsprojek op sy eie, maar die SKA en die Meerkat word ook soms met die son gebruik, maar word nie direk na die son toe gewys nie. Ons het ander radioteleskope wat ons die radiosyne van die son optel. En al hierdie goeters is eintlik maar net om te bewys en te sê dat daar is baie geleenthede in die ruimte-industrie in Suid-Afrika. Elon Musk wil hê ons moet multiplanetêr word sodat daar intelligensie tipe van bly behou. En nou, wat is die kans dat iewers in die heelal ook ander intelligente wesens of ander wesens, is ons die enigste lewende planeet? Ek is mal oor hierdie vraag, want weer eens gaan ek nou vir jou antwoord en sê die waarskynlikheid is nie 0. Dit is nie 0 nie. Daar's geen wetenskaplike wet wat ons kan bewys wat sê dat daar mag nie of daar kan nie lewe in ander dele van ons heelal wees nie. En dit is wat nou bekend staan as die Fermi paradoks. So die Fermi paradoks is is eintlik maar die ding om te sê dat ons heelal is so groot en selfs dit wat ons aan bewus is van hoe groot die heelal is. En dan is hy eintlik nog groter as wat ons menslike brein dit kan verstaan. Dan moet daarin, statisties gesproke, moet daar ander lewens wees, ander lewe wees op ander planete, in ander sterrestelsels. Maar hoekom het ons nog niks gesien nie? Hoekom het ons nog niks gehoor nie? En dis wat ons die Fermi paradoks noem. En hy's vernoem na die wetenskaplike Enrico Fermi wat gevra het, waar is almal? Jy weet, waar is almal? Want dit is so groot heelal, waar is almal? En dit is nou maar 'n paradoks waarmee ons sit. En daar kan 'n klomp redes wees daarvoor. Dit kan wees dat dit is net te groot. Dit is ons kan nie regtig enigiets vinniger as die spoed van lig laat beweeg nie. En dinge is miljarde ligjare ver, miljoene ligjare ver. So dis so 'n bietjie van 'n jy weet ons mis mekaar in die kosmiese bushalte, as mens dit so kan stel. As mens ook kyk na baie mense het al baie werk gedoen om die waarskynlikheid te probeer uitwerk oor lewe op ander planete en dit is waar die bekende Drake vergelyking vandaan kom. Ook vernoem na 'n wetenskaplike met die van Drake. En dit is eintlik om al die waarskynlikhede met mekaar te maal. So ek kan nie die Drake vergelyking nou presies onthou nie, maar as van dit wat ek kon onthou van toe ek geswat het, praat hulle van jy vat die waarskynlikheid van die tempo van stervorming in jou sterrestelsel en dan maal jy dit met die waarskynlikheid dat daai sterre planete om hulle het. En dan maal jy hom met die waarskynlikheid dat daai planete in die goue lokkie sone is om daardie ster. Daar waar dit nie te warm is nie en nie te koud nie, daai presiese goue lokkie sone waar die pap en die water net die regte temperatuur is vir lewe. En dan maal jy hom met die waarskynlikheid dat daar lewe wel vorm, al is hy nou in die goue lokkie sone. Dan maal jy hom met die waarskynlikheid dat dit intelligente lewe is. En dan maal jy hom met die waarskynlikheid dat dit lewe is wat 'n sein kan stuur na ons toe en ons kan die sein interpreteer en terugstuur. So die waarskynlikheid raak al hoe kleiner en kleiner en kleiner soos wat ons al hierdie waarskynlikhede met mekaar maal, maar dit is ten minste om net iets op die tafel te sit en dis eintlik maar waar daai vergelyking vandaan kom. Dis nie 'n wet nie, dit is nie 'n reël nie. Hulle het 'n vergadering gehou en hulle het gesê ouens, ons moet iets wiskundig doen. Ons moet iets wiskundig op die bord sit en dit is waar die Drake vergelyking toe nou ontstaan het. Wel, ek het in 'n geval gehoor dat selfs al word dit kleiner en kleiner, is dit wat oorbly genoeg dat daar wel moontlik iets daar buite kan wees. Hulle het nog net nie met ons gepraat. Ja. Of hulle het en ons weet net nie daarvan nie. Of hulle het en iemand het ons net nie gesê nie. Ja, dalk het hulle net nie gedink ons is intelligent nie. Ja, of hulle het net besef nee, wag, ons moet hier wegbly. Ja, want jy weet, ek dink heeltyd mense dink lewe is soos wat ons is. Jy weet, en ek het nou die dag weer van 'n planeet gehoor waar hulle wel sê nou maar dinge gemeet het wat moontlik kon
gegenereer word in hulle atmosfeer wat weer lewe. Daai spesifieke geval wat ek net daar stil staan, daai is 'n geweldige interessante geval. Want wat hulle daar gedoen het is hulle het 'n eksoplaneet, so exo is maar net dit is 'n planeet buite ons sonnestelsel wat om 'n ster gewentel het of om 'n ster wentel en dan gebruik hulle die lig van die ster in spektroskopie. So hulle weet hoe lyk die lig en al die eienskappe van die lig van daai ster. Nou beweeg die planeet voor daardie ster verby. Nou breek en buig daai lig op sekere maniere wat ons nou kry. En die manier hoe daai lig gebreek en gebuig het, sê vir ons wat is die inhoud van daardie planeet se atmosfeer. En daarso is molekules en atome ensovoorts opgetel wat net op die aarde kan bestaan as daar seelewe is. So nou per implikasie kan 'n mens nou vir jouself vra, is dit moontlik dat daar 'n groot seelewe is binne in daai atmosfeer? Dis 'n groot vraag, is dit so? Wel, nou moet ons weer kyk en dit is hoekom baie van die teleskope nou weer meer tyd, hulle wil meer tyd hê om te kyk na daardie spesifieke ster met daai spesifieke planeet om te kyk, want mens kan, as jy dit een keer gesien het, is dit oké, maar 'n mens moet hom daarom 3 of 4 of 5 keer sien om dat jy kan sê dit is ten minste statisties beduidend dat jy oortuig is dat dit is regtig wat jy sien en dat dit nie net 'n instrument probleem is nie. So my octopus teacher kan dalk my octopus friend word from afar. Presies net so. Maar jy weet, dit is ook vir my interessant, lewe soos wat ons dit kyk, dit kan dalk heeltemal anders wees. Jy weet, lewe kan totaal buite ons verwysingsraamwerk wees, en heeltemal anders bestaan. Maar dis 'n ander saak. Nou as mense weet buite hoe sal ek sê, ruimtelike wesens met ons nou wil kommunikeer, as hulle dink ons is intelligent genoeg. Ek dink as hulle in ons parlemente sit, dan gaan hulle dalk met niemand van ons wil praat nie. Nou, dink jy daar was al besoeke aan ons? Jy weet, hier is die ding van vreemde vleiende voorwerpe en hulle land gewoonlik in die agterkant, weet in Amerika met 'n ou met 'n pick-up truck wat so 'n bietjie geïntoksikeer is en alles. Nou, hoekom praat hulle nie met ons nie? Is daar sulke mense? Is daar werklik geloofwaardige kanse dat ons al besoekers gehad het? Ek dink dis 'n moeilike een, maar ek dink tog so. Daar is, maar mense sal nie presies weet nie. Ons sal nie presies weet nie. Soos dit nou staan en soos wat daar nou die amptelike lyn is om te sê nee, daar is nie genoeg bewyse om te sê nie. Daar het in 2023 dink ek, of dit was in 2024, het hulle die vreemde voorwerpe het die Pentagon in Amerika het hulle spesifiek na 700 of 800 van die gevalle gekyk wat hulle regtig as geloofwaardig kon beskou. En ek dink baie daarvan kon hulle toe sê nee, ons kan verstaan hoe dit gelyk het, maar dis eintlik wat daar gebeur het en dis wat daar gebeur het en so. Maar daar was 21 gevalle, as ek reg kan onthou, wat hulle nie kon verduidelik het nie. En dit is nou en vir jou om op daai lys te wees, is dit 'n paar mense wat dit gesien het. Dis 'n paar mense wat dit gefotografeer het of gevideografeer het. Dit is dinge wat nie op radar verskyn het nie, maar wat genoegsaam is daar om te sê, maar hier is genoegsame bewyse dat dit iets is, en ons wat die militêr is, weet nie van enige iets dat dit iets is wat hulle gedoen het nie. So nou is daar hierdie 21 gevalle wat nie verduidelik of verklaar kan word nie. Beteken dit dan per definisie dat dit is buite lewens? Nee, nie noodwendig nie. Ons moet maar verder kyk. Maar die feit van die saak bly net is dat die heelal is groot. Ons sonnestelsel is groot. En ek as 'n wetenskaplike voel sterk daaroor dat daar is geen wetenskaplike reël wat sê daar mag nie enige lewe daar buite wees nie. Maar ek kan ook verstaan, want ons is nie net wetenskaplikes nie, ons is mense. Ekskuus. Ek kan ook verstaan dat dit verrykende gevolge vir die mensdom gaan hê.
Ek kan nie dink, ja, dit gaan verrykende gevolge vir die mensdom hê as dit bewys kan word en as daardie lewens dan nou die aarde sou besoek. As mense maar net vinnig dink oor veiligheid, kommunikasie, religieuse argumente. Ek het 'n goeie familie en vriende wat baie sterk voel daaroor dat uit 'n religieuse oogpunt uit kan daar eenvoudig nie ander lewe wees nie. En dit kan net die mensdom wees. En ek verstaan dit en ek respekteer dit. Uit 'n wetenskaplike oogpunt uit is daar nie so reël nie. Nou ja, wat nog moet ek as 'n mens weet wat jy dink wat belangrik is oor jou veld en die hele veld van die ruimte? Want ons het nou oor alles gepraat, van naby tot ver. En as mens nou terugkom aan wat ons, is daar nog iets wat jy dink wat belangrik is om daaroor te praat? Ek dink so as 'n slotsom dink ek is dit belangrik om die waarde in 'n ruimteprogram te sien. Want as 'n mens eerlik is en jy vat hom nou terug na die wortel toe, dan word 'n ruimteprogram, of dit nou privaat of 'n nasionale ruimteprogram is of 'n internasionale ruimteprogram is, dit word befonds deur mense. En mense moet inkoop in daardie idee dat 'n mens ruimtenavorsing moet befonds. En daar's 'n baie ou gesegde wat sê dat ons weet dat die dinosourusse het nie 'n ruimteprogram gehad nie, want as hulle een gehad het, sou hulle nog hier gewees het. En ek voel baie sterk daaroor dat die ruimteprogram gee vir ons baie inligting oor die ruimte en sterre en die planete en die son en is vreeslik lekker, maar die ruimteprogram gee vir ons ook beter tegnologie op die aarde, spesifiek wat klimaatsverandering aanbetref. Om spesifiek terug te kyk, om terug na onsself te kyk met ons satelliete, om te sien wat gebeur met die atmosfeer, wat gebeur met al die bome wat afgekap word, die hoeveelheid, weet ons sit met die tegnologie dat ons wel elke boom op die aarde kan tel. Ons sit met die tegnologie dat ons die atmosfeer se inhoud kan monitor, en sy komposisie kan monitor. So, en dit is wat vir ons sê, die klimaat is besig om teen 'n hengse tempo te verander. Baie mense is sensitief vir die woord globale verwarming, maar ek dink of dit nou so is of nie, dit maak nou nie eintlik saak nie, in hierdie gesprek spesifiek, maar dat die klimaat besig is om te verander, is definitief, objektief, kan nie dit bespied word nie. So, en die ruimteprogram gee vir ons daai vermoë om ons eie aarde te monitor. Nie net van 'n asteroïde, te kyk of 'n asteroïde ons gaan tref nie, maar ook om te kyk wat is die daaglikse impak van die mens op die aarde en sodoende ons tegnologie te verander om nie die aarde so op te neuk nie. Dit lyk vir my om na die aarde te kyk vanuit die ruimte verander mense perspektief. Absoluut, absoluut. Ek dink jy's 100% reg en ons 'n baie mooi voorbeeld van 'n NASA ruimtevader wat deel was van die Apollo 8 missie wat ook die baie bekende Earthrise foto geneem het. Die ruimtevader William Anders het teruggekom aarde toe en hy het 'n oulike staaltjie vertel wat hy gesê het hoe dit sy lewe verander het, want hy het sy duim so vooruit voor hom uitgesit en hy die aarde kon toemaak met sy duim. En hy het net daar besef dat al die probleme van die mensdom, nog altyd, van alle geskiedenis, kan hy toemaak in sy duim nou. En dit het sy lewe verander, dit het absoluut sy perspektief op sy lewe verander, en ek dink dis baie waardevol, en ek dink ons hoef nie noodwendig ruimte toe te gaan, en die aarde van so ver af te sien, om daardie les te leer nie. Dit is net om te sê dat ons is maar hierdie vaal, blou kolletjie, in die ganse heelal, en dat al ons probleme is net hier, en ons is baie klein in 'n baie groter heelal. En hoe dit jou ook al nou maak voel, is maar hoe dit jou sal maak voel. Maar vir my is dit 'n baie groot voorreg om op hierdie aarde te wees nou, en die buitenste ruimte te kan ontdek en verder daarvan te leer.
Roan, baie dankie. Dit was nou regtig interessant en ek moet sê jy het vir my 'n klomp dinge oopgemaak en die wêreld oopgemaak van die ruimte en my visie en sienings verruim waaroor ek baie bly is. En wat ek sal onthou is dat kennis van die buitenste ruimte verander my binneste ruimte hier in my kop. So ek kyk anders na myself en na my wêreld en na die mense rondom my omdat ek weet wat daar buite aangaan. Indien u ook u navorsing op hierdie platform wil deel, kontak Melanie Rens by melanie@akademie.co.za vir meer inligting. Tranquility Base here. The Eagle has landed.